trou bly tot die ewigheid. Amen. Julle het verkies om voor die aangesig van die Here te trou vanmiddag. En daarom kom ons luister saam na wat die wil van die Here is vir julle huwelikspad saam. Ek lees vir ons uit Kolossense 2 vanaf vers 20 tot Kolossense 3 vers 4. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood van die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En die Here bou toe die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, ek is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. En net so lei die Here julle vandag ook na mekaar toe. Van hierdie instelling van die huwelik getuig Jesus Christus ook. Hy sê, het julle nie gelees dat hy wat julle gemaak het, julle van die begin af man en vrou gemaak het. En hy het gesê, om hierdie rede sal die man sy moeder en sy vader verlaat, en die man en vrou sal een word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat die Here saamgevoeg het, mag julle mense nie skei. En daarom het hy die huwelik ook so geëer, dat hy op die bruiloft van Kana eenswoordig was. En Paulus sê met die oog op Christus in die gemeente, dat die huwelik eintlik 'n groot geheimenis is. Hieruit leer ons dat die huwelik wat in die genade van God gegrond is, 'n baie eerbare instelling is, want die huwelik beeld ook die verhouding tussen Christus en sy kerk af. Die getroudes kan daarom ook in hulle hart verseker wees van die hulp en die bystand van God, selfs wanneer jy dit glad nie verwag. Hoewel ons as getroudes as gevolg van die sondes ook deur teëspoed getref word en daar swaar kry in mense lewe kom, kan jy dit ook geduldig en dankbaar aanvaar as komende in die hand van die Here. Maar ons moet ook weet wat die doel van die huwelik is. Dit is dat julle mekaar moet getrou help, bystaan in hierdie lewe. Die menslike geslag moet deur die huwelik ook gebou word en ouers moet hulle kinders opvoed in die kennis en die vrees van God tot die eer van God. Die huwelik dien ook om die mens van teen onkuisheid te beskerm. Daarom moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man met die medewete en toestemming van hulle ouers of voogte. Hulle huwelikslewe moet heilig wees, sodat die tempel van God, naamlik die liggaam, nie verontreinig word. En jy moet ook weet hoe julle teenoor mekaar moet optree en hoe die woord verwag julle teenoor mekaar moet optree. Nie jy as man moet besef dat God jou as hoof van die vrou aangestel het, soos wat Christus hoof is vir sy gemeente. Hy wil hê dat jy van die vrou moet lief hê, haar verstandig moet lei, haar moet onderrig, haar moet vertroos, haar moet beskerm en haar as vrou moet eer. Jy moet nooit teen haar verbitterd word nie, maar verstandig met haar saamleef. Jy moet ywerig en getrou jou beroep beoefen, sodat jy ook jou gesin eerbaar kan versorg. En terwyl jy as vrou, jy moet jou man lief hê. Jy moet hom eer
Jy moet hom gehoorsaam aan alles wat reg en billik is. Net soos die gemeente ook aan Christus onderdanig is. Jy moet jou man help met alles wat goed en reg is. En jy moet aan jou gesin en jou huishouding die regte aandag gee. Verder moet jy ingetoe en eerbaar leef en vir ander 'n voorbeeld wees in deugdsaamheid. Emiel en Danel, nou dat jy weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy julle daarin beveel, getuig jy hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit julle opregte voorneme is om so in hierdie staat te lewe. En is dit julle begeerte dat julle huwelik nou gesluit en bevestig mag word? Wat is hierop julle antwoord? Verklaar jy Emiel dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgekome huwelik met Danel wie teenwoordig nie, en dat almal hier teenwoordig en roep jy almal hier teenwoordig tot jy getuie dat jy vir Danel tot 'n wettige vrou neem? Wat is hierop jou antwoord? Ja. Verklaar jy Danel dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgekome huwelik met Emiel hier teenwoordig nie, roep jy almal hier teenwoordig ook as getuies dat jy vir Emiel tot 'n wettige man neem? Wat is hier op jou antwoord? Mag ons Here God die voorneme wat hy u gegee het bekragtig en mag die begin van julle huwelik wees in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan vra ek dat julle mekaar die regterhand gee en dat julle mekaar kyk. Jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy vir Danel as 'n wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar sal liefhê, dat jy haar getrou sal onderhou, soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou geskuldig is. Beloof jy verder dat jy heilig met haar sal lewe en haar in alles in haar getrou sal bly, soos dat die evangelie van jou verwag? Wat is hier op jou antwoord? Ja. Danel, jy het hier voor God en almal teenwoordig verklaar dat jy vir Emiel as 'n wettige man neem. Beloof jy dat jy hom sal liefhê, hom sal gehoorsaam, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie. Beloof jy verder dat jy heilig saam met hom sal lewe en hom in alles aan hom getrou sal bly, soos dit 'n getroue vrou aan haar man verskuldig is, soos die evangelie van jou verwag? Wat is hier op jou antwoord? Ek verklaar nou dat Emiel en Danel hier teenwoordig regtens getroud is. Mag die Vader van genade, wat julle deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, julle met opregte liefde en trou aan mekaar verbind en julle huwelik seën. Amen. Julle kan nou aan mekaar julle ringe gee. Omdat alles wat goed is van die Here, kom vra dat julle nou saam weer kniel voor die Here en saam, sodat ons almal saam tot die Here vir julle kan bid. Hemelse Vader, U het gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen wees. Daarom het jy dit so gewil dat man en vrou saam sal leef, mekaar sal liefhê en mekaar sal aanspraak. Ons weet dat dit nie maar blote toeval is dat Emiel en Danel mekaar ontmoet het. Dit is U wat hulle by mekaar gebring het. Dit is U wat hierdie huwelik in aansyn roep. Vader, wil U gee dat hulle huwelikspad saam met U sal loop. Dat hulle nooit van U sal vergeet.
Gee dat hulle dit wat Christus vir hulle gedoen het, voor oor sal hou. Gee dat hulle altyd vanuit die vryspraak sal leef. Vul hulle harte met dankbaarheid en vergewensgesindheid. Leer hulle om uit die vreugde van die opstanding te leef en om nou reeds al te leef soos opgestaan in Jesus. Maak hulle gehoorsaam aan u woord en gee dat hulle ook die swaar kry in hulle lewe vanuit die perspektief van u regering sal sien. Vul hulle huwelik met blydskap, Vader. Gee dat hulle altyd die ewige erfdeel wat u vir hulle bewaar voor oor sal hou. En gee dat hulle ook in die huwelik saam sal groei in geloof, in heiligheid en volwassenheid, sodat dit ook saam die komende Christus tegemoet kan gaan. Vader, wil jy hulle op hulle huwelikspad seën en wil jy die seën oor hulle uitgee. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Ek vra nou vir die twee ouer pare om na vore te kom as getuies om eer. Wie sal dit speel?